15 April 2026, lesing 126 van die Groot Johannes Evangelie boek 3. Ons het nou in die vorige lesing, het ons dan nou verhandeling gehad, ek kan dit nie eintlik iets anders noem, oor die wese van 'n meteoriet. En Raphael, wat 'n engel is waarvoor niks onmoontlik is vir 'n engel nie, het die ding in sy vlug gegryp en gebring, en nou lê hierdie omtrent 5 meter deursnee stuk rots by hulle nog gloeiend. En hulle is almal verbaas, vra, en nou gaan ons aan. Hoofstuk 2, 3, 4, die wese van die materie. Vir meeste mense wat in kerke groot geword het soos ek, was materie die begin en die einde van alle skepings. Jy die boek Genesis 1, hoofstuk 1, het jy so aanvaar. En daar was nooit 'n skepping hoër as hierdie skepping nie. Jy het wel iets van die hemel geweet, maar jy het nie eintlik geweet wat dit is nie. So hierdie insig wat ons kry oor waarom die materie daar is en wat die aard van materie is vir ons van onskatbare waarde. Want die materie is nie die, in Engelse woord te gebruik, die ultimate nie. Die materie is 'n middel tot die doel. Die doel is om van die materie vry te kom. Dit is die doel. En ons hele aardse lewe moet so ingerig wees, wat meeste mense nou nie eers van weet nie. Om nou nie eers te praat van om dit te doen nie. Want as jy nie van iets weet nie, hoe gaan jy dit doen? En hierdie lesings en hierdie nuwe openbaring bring vir ons hierdie kennis deur, sodat ons nou nie elke dag mors nie. Ons weet nou, elke dag is 'n bouwerkdag aan ons huis waarin ons gaan woon as ons hierdie liggaam verlaat. So elke liefdevolle woord, elke liefdevolle daad gaan nie verlore nie. Dis wat Yeshua sê, maak vir julle skatte bymekaar in die hemel. Beteken, in jou hemel, hier jou gees is jou hemel. En die materie is jou aard, dis onder. En hoeveel geld jy hier maak, hoeveel mag jy kry, al die dinge wat ons aards gesien hoog af, dit gaan nie saam met jou nie, dit weet elke mens. Selfs 'n ou in die kerk weet, jy gaan met leë sakke aan die kant toe. Maar, wanneer jy geestes goeie dade verrig het aan jou naaste, dan volg daai dade jou. Niemand kan dit sien nie, daar is nie sakke in die doodskleed waar die goed in gaan nie. Dit is gestoor in jou siel. Ons almal nou in die rekenaar era verstaan wat stoor beteken. Dis data wat weggebêre is, alles is daar. En wanneer ons sing, wanneer die boeke oopgemaak word, wat is daai liedjies nog? Wanneer die rol afgelees word, is jou rol. Het jy 'n rol van liefdesdade vir Vader en vir naaste? Wanneer daai rol oopgemaak word, dan sal jy sien waar jy is. En die arme ou wat niks het nie, hy gaan ook niks kry nie. En dit gaan baie moeilik vir hom wees. So dit is vir ons baie noodsaaklik dat ons weet waarom die materie is. Want ons het die voorreg nou om in die materie naaste liefdedade te verrig. Ons kan geld wat 'n materiële ding is vat en vir iemand gee wat kort kom. Ons kan 'n brood bak of koop en vir iemand gee, dis materie. Wanneer jy aan die ander kant is dit nie so maklik om naaste liefdedade te doen nie. Want alles moet nou uit jou siel uitkom. Jy moet dit wil. En as jy die verkeerd gerigte wil het wanneer jy hierdie aarde verlaat, hoe kan jy dan dit doen? As jy nooit liefdesdade gedoen het, hoe kan jy dit nou aan die ander kant doen? So logies, soos 1 en 1 is 2. Ons lees wat sê Raphael, die wese van die materie. Dink jy dan dat daar geen dienende geeste in die son is nie? Laat ek jou en beide van julle ander dan sê, nog in die son, nog op hierdie aarde, gebeur daar ook maar iets sonder 'n dienende gees.
Want alles wat julle sien en aanraak is in wese heeltemal gees. Selfs die grofste materie is gees, is siel, maar alleen in 'n veroordeelde toestand. Kwets julle die geeste wat onder die zwaarste oordeel in doodse rus lê te erg, deur te vlieg, te slaan of te druk, dan sal hulle julle weldra hulle mag en krag laat voel. Alles is gees, maar net in 'n ander toestand. Hierdie tafeltjie wat ek nou my bladsy op het, is verdigte gees. Dit noem ons plank. Nou wat is 'n plank as ek hom met 'n mikroskoop bekyk, 'n sterk mikroskoop? Kry ek molekules. Wat is 'n molekule? Dit is 'n eenheid wat protone, elektrone en neutrone om hom het wat in die vrye eter beweeg. So hierdie ding is nie vas nie. Hy is vas omdat Vader se wil hom vashou. Maar hy's nog steeds molekules wat eintlik baie lig tussenin het. En so ook met vloeistowwe, gasse, alles. Die een is net meer losser as die ander. En so ook die boom waarvan hierdie plank afkom. Die verskil is net die boom het lewenssap gehad, wat nie op sy eie deur die boom gaan nie, maar dienende natuurgeeste doen dit. En selfs wanneer jy hierdie hout begin skuur en hy het 'n lekker reuk, dan is dit dienende geeste in hierdie dooie hout wat daardie reuk afgee. Want dit is die verskil tussen materie en sê nou maar 'n lijk. Vir geen mens, behalwe 'n baie erg versteurde wese, is 'n lijk mooi nie. Hoekom nie? Want die lijk se lewensvonk is weg. Die siel, wat daardie lijk 'n mens gemaak het. Maar in die materie is daar oral dienende geeste. Daardie geeste wat daai meteoriet laat lig maak het, was saamgepers deur die vors van daai rots wat daar verbygekom het, en dan ontbrand hy. En so kan ons na allerhande dinge kyk wat ons doen, en voel en sien, dat daar nie alles is dood nie. Alles lewe, maar is net in 'n vorm van of baie beperk of min beperk. So kan jy sien dat plante is beperk in die feit dat hulle op een plek moet staan. Maar diere is nou alweer op 'n hoër vlak, want hulle kan rondbeweeg binne hulle skepingsorde, binne in hulle instink vermoë kan hulle dit doen. Maar tog kan beide plante en diere kan waarnemings maak. En selfs die aarde, wat 'n lewende entiteit is. Want as die aarde nie lewend was nie, kon lewende saadjies nie ontspring het uit die aarde nie. En lewende gras en kos kon nie diere voed en lewend hou nie. So die hele aarde wat 'n materiële groot bal is in die heelal, is lewend. En as jy verder gaan kyk in die boeke van wat Vader Verlorbe gedikteer het, die aarde 'n hart, niere, longe, 'n milt, al die organe is binne in die aarde teenwoordig. Omdat die aarde uiteindelik, lang terug, 'n geesteswese was, wat ingestem het, om haarself te laat saampers en saamdruk, as 'n planeet, waarop die grootste daad van verlossing sou plaasvind. Maar om dit te doen, moes die planeet ook gereed wees, om te sê, ek is bereid om die hele totale mag en krag van Satan, in my innerlike, in my kors, van my aarde, te huisves. En dit is hoekom daar soveel boosheid in die aarde is, en ook goedheid. Dit is die ergste boosheidsplaneet in die hele heelal. Daarom kan ons ook hier onsself ontvorm tot die hoogste geestelike hemele. Dis alles 'n manier van Vader om ons gevallenis op te hef uit vrye wil. Want hy mag, hy kan enige iets doen, maar hy mag nie.
want die vrye wil moet gerespekteer word. Kyk, die lig is weliswaar baie sag en meegewend, maar as sy deur 'n geweldige slag of druk uit haar ewewig gebring word en te veel in haar rus gesteur word, skeer sy die dikste en sterkste bome van hulle wortels af. Laat die aarde bewe, ontlaai haar in 1000 vernietigende bliksems en word 'n verskriklike element. Maar wie woed dan daar dan so grimmig in en deur die lig? Dit is die in haar rustende geeste en geoordeelde siele wat eintlik tesame die lig vorm. Slaan eers 2 klippe kragtig teen mekaar, dan sal die verbanne siele daarin hulle weldra aanmeld en die hele klipmassa, hoe hard ook, tot in die kleinste stofdeeltjies afbreek, waarby dit aan vurige verskynsels nie sal ontbreek nie. Dink maar aan 'n klipbreker, Engelse crusher. Dit is daar die sieledele wat gevange is binne in hierdie rots, wat nou eintlik vreugde daarin vind om los te kom en dan te maak dat hierdie klip gebreek kan word. Dieselfde met 'n groot vulkaan. Al daai sieledele wat in daai diep dele van die aarde, kilometers onder die aarde vasgedruk was en 'n geweldige drukking en pyn gevoel het, kom by hierdie oopmaak van hierdie vulkaan, wat ook deur geeste plaasvind, kom hulle ook vry en stroom hulle uit oor die aarde as warm lava. Maar na 'n paar 100 jaar verander daai lava, verweer hy deur wind en water en word hy grond. En hierdie grond word dan nuttig gebruik vir saadjies van plante. En nou is hierdie ding wat diep in die aarde gekerker was, hierdie sieledele, want alles is dienende sieledele of gees, is nou in staat om opgeneem te word deur 'n plant en in die blare te beland of in die vrug. En nou kom 'n dier verby en hy eet die vrug of die plant. Nou raak daai sieledele deel van, nie net van die planteryk nie, maar nou deel van die diereryk. En so vind verlossing plaas. En die dier neem hierdie sieledele op deur 'n proses in die inwendige van die dier, kom dit dan nou in die maag, in die darmes, en die bloed trek die sappe uit, en nou word dit deel van sy spiere, of sy vet, of deel van sy oë, as dit hoë graad sieledele is, of van die senuwees, of wat ook al. En dan, wanneer ons daai dier eet, dan is daai sieledele nou deel van ons. Die Engels sê het 'n spreekwoord, you are what you eat. En dit is so waar. Dit is hoekom mense wat wreedaardige en morsige diere eet, word net so wreedaardig en morsig soos daai dier. Want daai sieledele gaan in hom in en affekteer hom negatief. Daarom moet ons altyd baie let op wat ons eet. So is dit die proses van vrywording van sieledele, wat oor duisende jare strek. En dit hou nooit op nie, en dit gaan ook nooit ophou nie. Eendag wanneer al die sieledele vry is, dan gaan die aarde 'n geestelike aarde word. Dit is 'n nuwe aarde. Want dan is daar geen met materie meer in hierdie aarde oor nie. Nou kan jy vir jouself dink hoe lank dit gaan vat, as jy maar net aan die proses dink van 'n sieledeel wat uit 'n vulkaan kom en uiteindelik grond word. So, al hierdie dinge gaan ontsettende tyd vat. Maar dit is nog steeds 'n tydsgebonde skepping, hierdie materiële skepping. En wanneer jy en ek as siel 'n liggaam kry, is die siel se doel om los te kom van hierdie skepping. Eerstens om haar liggaam te versorg, sodat sy 'n maklike skeiding gaan hê wanneer sy by sterfpunt kom, en dat sy dan ook deur die liggaam gevoed kan word met goeie geestelike substansie vanuit die natuur. Om dit te verstaan moet jy Yeshua se liggaam
na kyk, hy het sy hele liggaam vergeestelik in die graf. Dit beteken dat al die sieledele wat in sy liggaam was suiwer. Daar was niks varksieledele in nie. Daar was niks dele van, wat is die goed wat hulle vandag in die kos sit? MSG. Ander middels, soos Roundup, wat in ons pap is, dis in ons brood, dit is in alles wat ons eet vandag. Daai goed was nie daar. So sy liggaam het baie groter kans en makliker vergeestelik, alhoewel dit ook baie moeilik was. Maar ons moet sorg dat ons liggame so naby aan vergeesteliking kan kom, omdat ons nou in 'n posisie is om onsself te vergeestelik. Dit is die belofte vir die bruid aan die eindtyd, dat ons ook liggame kan kry, soos Yeshua gehad het. 'n liggaam wat hy 40 dae op die aarde gedra het, as voorbeeld vir sy volgelinge, hy het hulle besoek. Hy was nie gebonde aan die materie nie, hy kon deur mure loop, hy kon verdwyn en verskyn net soos hy wil, maar tog het hy ook saam met hulle vis geëet. Die Bybel getuig dit van ons. So, dis net iets oor materie en hoe ons daarby inkom. Neem eers water en bring dit onder die grootste moontlike druk. Eers sal jy daardeur 'n klont ys sien ontstaan, wat ook heeltemal vas en nog in alle rus is waarin hy hom bevind. Ook al is dit nog so sterk, uitmekaar sal breek. Sou jy die ys egter aan nog meer druk bloot kan stel, dan sal dit skielik in stoom oorgaan en alles wat dit teenhou onder vreeslike kabaal en gekraak vernietig. Dit is vir my ook 'n nuwe begrip, dat jy ys kan kry deur groot druk. Ek weet nie hoe groot die druk moet wees nie. Ek het nou maar altyd gedink, jy moet ys kry jy deur te vries. Of dit is wat hy bedoel, wat wanneer jy vries, dan bedruk jy die water in mekaar, is seker dit wat hy sê. Want onthou, daai mense het nog nie van vrieskaste geweet nie, en yskaste nie. Dit was iets wat hy nou aan hulle moes oordra, om te verstaan. Solank die geeste wat in gevormde materie verban is, en die natuursiele nie beledig word nie, rus hulle asof hulle dood is, en laat baie uit hulle maak en vorm. Maar as hulle eenmaal te veel uit hulle voorgeskrewe rus gewek word, wie dan diegene wat hom te naby in hulle omgewing bevind. Die aanwesigheid van die geeste in die materie is egter maklik vas te stel. As hulle tot buitengewone aktiwiteit gedwing word, sal julle altyd nagelang die krag en sterkte van die geestelike aktiwiteit, ligstrale sien. Hoe sterker die lig, des te kragtiger is die aktiwiteit van die geeste, wat in die materie aktief geword het. Hoe aktief hierdie geeste van die sonlig, veral aan sy oppervlakte skyn te wees, bewys die geweldige sterk lig van die son. Nou vir ons is dit, sê nou maar, elektrisiteit. Daar is elektrisiteit, heeltemal oral is kabels, jy ry onder die goed deur, ons, alles wat hier aan die gang is kabels wat die hele land span. En niks, dis heeltemal in rustende toestand vir die oog. Maar gooi net 'n ketting oor daai hoogspandraad, dan sal jy die lig sien en sal een groot flits wees en dan's als af. Iewers skop hy dan uit. Dit is omdat daardie geeste versteur geword het in hulle natuurlike positief en negatief geleidingsvorme. En so ook met weerlig. Weerlig is natuurgeeste wat aktief raak weens die meganisme van die magnetisme van die aarde en waterdamp en wolke en alles wat saamspeel. Dan ontlaai die aarde wat 'n elektriese magneet is. Net soos wat as jy binne in 'n motor kyk wat draai, elektriese motor, dan sien jy ook die vonke so spat. Veral as dit 'n bietjie vuil is daar binne. En dit is die aarde ook, dit is wat weerlig is, dit ontlaai elektrisiteit na die aarde toe. En as ons ooit in staat was om daai elektriese strale op te vang
sê hulle kan een weerligstraal vir ek weet nie hoeveel jaar vir Johannesburg krag gee nie. Ja. Dit is hoe sterk die goed is. Maar nou, dit is deel van hierdie natuurgeeste wat versteur word. Nou praat ons van 'n son wat 1 miljoen keer groter is as hierdie aarde. En hy het hierdie groot vulkane op sy oppervlak, wat ons nou sien ook, veral in die eindtyd nou in die afgelope tye, as geweldige groot, wat noem hulle die goed? Solar flashes. Sonverblindingskragte wat daar waargeneem word. Nou as hy so groot is, kan jy dink hoe groot moet daai goed wees, wat uitgeskiet word uit daai kraters uit. En hoe ver skiet hulle uit? Raphael het vir ons vertel dat hierdie klip wat hy nou daar voor hulle het nou van die son afgekom. Vers 9, van die krag waarmee vanuit die son tydens sy groot ontploffings, waarby haar materiegeeste in maksimale onrus en aktiwiteit gebring word, sal so 'n brok na buite geslinger word, en julle kan julle wel 'n geringe voorstelling maak van die sterkte van die sonlig. Ja, ek verseker julle, in die binneste van die groot son ontstaan dieselfde ontploffings wat so kragtig is, dat die kragte wat daarby vrykom, met brokke so groot as soos hierdie aarde, net so sou speel, soos wat die wind hier op hierdie aarde speel, met die dwarrelende kaf. Ons het al gesien 'n dwarrelwind, hoe gaan die kaf en die blare in die lug op? Dit is hoe hy, die son, speel met brokstukke so groot as ons aarde. En nou is julle ingelig en verstaan julle dit hoe en met watter supersnelle gemak hierdie klont uit die son na hierdie aarde gekom het. Morel sê, as dit waar is, en dit is ongetwyfeld so, is hierdie klont dus van onskatbare waarde, en dan sou 'n mens hom dus as ewige aandenking aan iets buitengewoon in 'n museum moet sit. Raphael sê, dan sou jy dadelik die hele aarde in 'n museum moet plaas, want die hele aarde kom eweneens daar vandaan, waar hierdie klont vandaan kom. Morel sê, as dit so is, wat moet jy dan dink van die skepingsverhaal van Moses? Raphael sê, daarvoor moet jy by vriend Mathael wees. Hy is heeltemal tuis daarin, ook Philippot weet heel wat daarvan. Nou ja, die skepingsverhaal van Moses was deur die eeue heen gesien as 'n verhaal oor die skepping van die aarde. Maar dit was die simboliese verhaal, die gelykenisverhaal, die werklike innerlike betekenis en eintlik die enigste ware betekenis van Genesis 1 is die innerlike skepping en vorming van die mens. Ek weet dit is 'n groot begrip om vir jou by te bring, maar dit is die skepping van die mens in 7 tydperke. 6 skepingstydperke en 1 rustydperk. Ons is nou in die 6de skepingstydperk en ons het nou die voorreg om geskape te word soos wat die mens in Genesis 1, die 6de skepingsdag se skepping vir ons nou daar beskryf is. 'n Wese gelyk aan God in beeld en gelykenis, in lig en uit die aard van die saak in skeppingsvermoë. Daarom kan jy kyk as wesens nie lig uitstraal nie en wesens nie 'n skepende gees in hulle het nie, kan jy dadelik daaruit aflei waar kom hulle vandaan. Want daar is nog 'n autoriteit op hierdie aarde wat sekere dinge tot stand bring. Ek wil nie eens sê skep nie, want hy kan nie meer skep nie. Dit is Lucifer, Satan. Maar hy het ook kinders op hierdie aarde en jy sal dit sien in die feit dat hulle nie na die beeld van die lig geskape is nie, met duister, en dat hulle nie kan skep nie. Dat hulle geniet en genot vind om af te breek. So ek hoef niks verder daar vir jou te sê waar jy hulle kan gaan kry nie. Ry net hier op Noord-Transvaal te ry deur Leboa as jy iets wil sien van 'n ras, 'n
nasie wat vernietig het. Maar jy vlieg betek, ek het baie opgevlieg in Noord-Transvaal toe en terug. En jy vlieg deur hierdie wonderlike bosveld gebied, tot jy daar kom, dan is dit rooi sandvlaktes. En so lyk Wenda ook vandag. Die diepste grond, die mees vrugbaarste grond in Suid-Afrika is vir hulle gegee. En dit word nooit erken of met dank aan gedink deur hulle nie. En wat het hulle daarvan gemaak? Niks. Hulle het verwoes. So, ons moet ons oë oopmaak en kyk. Die ontmoeting van Mathael met die gees van Abraham. Nou, Mathael was die man hy was 'n fariseer in die tempel, hy is gestuur om die Samaritane te bekeer, en toe het hy onder 'n klomp struikrowers beland, hulle het hulle karavaan oorval, en hierdie ouens gevange geneem, en toe word hy net so sleg soos hulle. Nou beskryf hy dit. Dit is belangrik, want baie van ons is, of het die pad van Mathael geloop, en het demoniese geeste ons ook oorval. En Joshua kan ons ook bevry, soos wat hy hierdie man toe bevry het. Toe vra Morel, ook 'n fariseer, dieselfde aan Mathael, en hy sê, wat Moses oor die skepping gesê het heeltemal geen betrekking op die skepping van die wêreld nie, maar slegs op die vorming van die mens, beginnende by die wieg en voortgaande tot by sy voltooiing. En ook is dit 'n beeld van die vestiging van Elohim se gemeente op aarde, tot op hede, en verder tot aan die einde van die wêreld. Met hemel en aarde word die nuwe aardse mens dadelik vanaf sy geboorte aangedui. Die hemel is die simbool van sy innerlike verborge, wat geestelik gegee is. En die leë woeste aarde dui op die nuwe ontstane natuurmens, wat nauweliks bewus is van sy bestaan, die eerste stadium van die mens. Geleidelik aankom die kind tot selfbewussyn en begin te droom en om te dink. Dit is, daar lê sy, in die mens, dat hy weet dat hy bestaan, tweede stadium. En so gaan dit verder met alle skepingsdae, tot aan die ruststadium van die voltooiing van die mens. Sê my of jy al begin om iets daarvan te verstaan. Daar is ander plekke waar hierdie skepingsgeskiedenis, ons het dit behandel in boek 1, ons is nou al by boek 3, wat Joshua in detail die skepingsgeskiedenis van Moses beskryf. Jy kan dit gaan opsoek in die boek, in die nuwe Openbaring, sit net Moses se skepingsgeskiedenis, dan sal jy dit kry. So hier is net 'n opsomming. Nou sê Morel erg verbaas oor die Bybelse wysheid van Mathael. Nee, geëerde vriend, die wysheid sou ek nooit as 'n nimmer by jou gesoek het nie. Ag, op die manier waarvan ek nou insien dat dit die enigste ware is, sou ek graag die hele skrif deur jou wou uitgelê het. Ja, daarvoor is baie nodig, voordat 'n mens se siel so diep deurdronge is in die wysheid. Maar hoe het jy nou so ver gekom? Mathael sê, vriend Morel, dit is op die plek waar ons onsself nou bevind, tog geen vraag meer nie. Die meester is by ons, en daar is 'n engel uit die hemele wat beslis getuie was van die hele materiële skepping. Selfs was ek al vanaf my jeug 'n skrifgeleerde in die tempel, en dit was dan ook die rede waarom mense my as apostel na die Samaritane gestuur het. Maar voor ek nog 'n woord met die Samaritane kon praat, trek Jahwe 'n streep deur my rekening. Ek val in die hande van gemeene struikrowers en moes, om my lewe nie te verloor nie, self 'n gemeene struikrower word. Omdat ek my egter deur Elohim so vreeslik in die steek gelaat voel, sonder dat ek daarvoor by myself 'n oorsaak kon aanwys, pla dit my verskriklik. Onthou, hy het nou maar die denke gehad, hy werk vir die kerk is die tempel, hy gaan nou die kerk se werk doen, en hoekom het die Vader hom nou so 'n verskriklike lot nou laat oorkom, omdat hy tog net die kerk wou uitbrei, die tempel wat daai tyd
die groot enigste kerk was. Eers sweer ek my geloof af en begin die hele skrif vir mensewerk aan te sien. Maar deur 'n vreemde verskyning word ek weldra op 'n ander gedagte gebring. Op 'n nag moes ek alleen voor die vreeslike rowershoel wag hou. Toe kom daar 'n bitter ernstige man na my toe. Ek deurboor hom dadelik met my swaard. Hy sê egter, doen geen moeite met jou ellendige wapen nie, want 'n onsterflike gees kan nooit in der ewigheid deur 'n wapen van 'n sterveling gedood word nie. Ek is die gees van Abraham, en vra jou waarom jy Elohim wil verlaat, en sy naam vervolg. Daarop sê ek, Mathael, baie verontwaardig, waarom vervolg Elohim my, terwyl ek tog in sy naam na die Samaritane gestuur is, om hulle almal vir die tempel te wen. My bedoeling was eerlik en regverdig voor Elohim en alle mense, omdat hulle eerlik en regverdig was vir my gewete. Elohim het my vanaf die begin van my bestaan net my gewete as my regter saamgegee, en ek leef regverdig voor hierdie innerlike strenge regter. Ek het myself nie uitgestuur na die Samaritane nie, maar die hoëpriester as plaasvervanger van Moses en Aaron. Nou dit is hoe sy denkwyse daai tyd was. Die hoëpriester was in die plek van Moses en Aaron, en sy woord is wet en dit kom van God af. Baie soos wat die Rooms-Katholieke die paus ook sien as 'n plaasvervanger van Christus. As dit onwaar sou gewees het dat ek na die Samaritane uitgestuur is, sal Elohim se wysheid nie vir my moedigtig nie, maar slegs diegene wat my gestuur het, omdat sy egter, dis die wysheid vir my, wat onskuldig is gegryp het, is ek vanaf daardie oomblik die grootste vyand van Jahwe, deur wie u bittere gees na my toe gestuur skyn te wees. Toe praat die gees van Abraham met 'n nog bitterder gelaatsuitdrukking. Ken jy Elohim se mag en toorn? Hoe wil jy, onmagtige stofwurm, die almagtige Elohim weerstaan? Kan sy mag jou dan nie gryp en ellendig vernietig, asof jy nooit daar sou gewees het nie? Mathael sê, dit kan sy mag gerus doen, want vir so bestaan soos wat ek nou lyk, kan ek dit alleen maar ewig vervloek. Maar as ek nie meer daar is nie, is dit ook vir ewig klaar, met my regverdige toorn en gramskap teen die mag. Die bittere, ernstige gees sê egter, jy kan Elohim nie gebied om jou te vernietig nie. Hy kan jou kwel, eeuwelang met die verskriklikste smarte en pyne laat aanhou, en dan sal dit wel duidelik word, hoe lang jy die almag van Elohim die hoof sal bied. Toe sê ek gloeiend van toorn, dit kan Elohim doen, as dit hom 'n besondere plesier verskaf, om 'n skepsel vir ewig te kwel, maar net om sy almag te toon. Maar dit sweer ek vir jou, bitter ernstige gees, dat Elohim, al sou hy nog 1000 maal almagtiger wees as wat hy is, my geestesvermoëns, met alle kwellinge wat hy maar kan bedink, nooit sal buig nie. So dink baie mense ook vandag. Hulle is woedend omdat hulle op die aarde is, en hulle sê, hulle is nie gevra om hier te wees nie. En hulle kan maar deur God vernietig word, want dan gaan hy in die niks in nie. Dan slaap en dan weet hy in elk geval niks, wat die grootste fout is. Want 'n siel kan nie in die niks gaan nie, 'n siel bly ewig bestaan. Met goedheid, sagmoedigheid en aanwysbare regverdig kan hy alles met my doen. Hy kan my 'n lam van die lammers maak, maar met sy toorn daarteen tot 'n duiwel van die duiwels. Tot nou toe het Elohim se almag my slegs 'n lewe vol kwellings gegee, waarvoor ek hom vir ewig nie sal bedank nie. Maar as hy hom miskien eers in sy volle barmhartigheid teenoor my wen, en aan my goed sal doen, wat hy my en sy almagtige hiermeer aangedoen het, dan sal ek hom op daardie oomblik dankbaar wees. Maar soos die sake nou staan, is ek die grootste vyand van Jahwe, want in sy naam het ek in alle ernstigheid
na Jerusalem, of van Jerusalem na Samaria opgetrek, om daar sy eer en sy lof te verkondig. En as beloning laat hy my deur duiwels gryp en oorweldig. Nou dat ons terugskouing het, was dit juist Vader wat hom gekeer het, om die Samaritane nog groter duiwels te maak. Want die tempel was 'n rowershoel, Yeshua sê dit vir ons. Hy sê, hulle is erger as enige iets op die aarde. En dan gaan hulle bekeer mense, dan maak hulle erger duiwels as hulle self. En dit wou Yeshua verhoed, omdat hierdie Mattheël 'n baie sterk persoonlikheid gehad het, en hy sou verseker 'n klomp mense daar kon oorreed. Net 'n bietjie geskiedenis, daar was groot vyandskap tussen die Samaritane en die Judeërs, juis oordat die Samaritane weggebreek het van die oorspronklike kerk, van die tempel. Hulle was nie tevrede nie. En toe het hulle eie tempel gaan oprig op die berg Gerasim. En hulle het daar Vader aanbid. Maar heeltemal was daar groot ontsettende vyandskap tussen hulle. En dit is amper iets soos wat die Rooms-Katholieke kerk, die moederkerk of moederhoer is, en toe breek 'n klomp van die bewegings weg van hulle af. Hulle noem hulle toe protestante, en daar is allerhande ander Russisch-orthodox, Grieks-orthodox, en angelic movements wat in Engeland plaasgevind het. Hulle het alles weggebreek, en ook op hulle eie aangegaan. So, ons moet dan sien dat dit Vader, hy het dit ook nou sekerlik raak gesien, dat dit Vader se wil was, en hy het hom toe deur hierdie verskriklike loutering gesit, by hierdie rowers. Dit is moontlik dat my sending daarheen hom nie aangenaam en welgevallig was nie. Maar, as hy die valse profeet Biliam terecht kon laat wys deur sy esel, waarom dan nie vir my en my metgeselle, nie deur ons esels, wat ons in ons bagasie gedra het nie? Waarom laat hy ons in die kloue van die duiwels val? Gee my 'n antwoord, of anders spreek ek 'n vloek oor jou uit. Dis nou met Abraham wat hy praat. Soos daar op hierdie aardbodem nog nooit 'n vloek uitgespreek was nie. Toe verdwyn die gees en ek val bewusteloos op die grond. So dit was hierdie ou se geaardheid in daai tyd. En wat Vader vir ons alreeds in die vorige lesings gesê het, dat sy siel in 'n gevangenskap binne in hierdie liggaam was, en hy was totaal oorgeneem deur demoniese geeste, wat nou eintlik hulle is wat praat. So, dit kan met ons gebeur. Daar's vele voorbeelde van mense in die wêreld wat so deur hierdie demoniese geeste vasgevang word. Nie almal is miskien so in staat, of het die mens as 'n rower op die pad gesit nie. Jy kan net so verknog aan geld raak, aan mag, aan perversiteit, aan allerhande goed wat vandag deur Satan op 'n skinkbord vir jou gegee word. Dink maar aan ons as kinders, en dink aan die kinders nou wat selfone het. Hulle kan met 'n druk van 'n knoppie en rekenaars, kan hulle die mees vieslikste pornografiese webwerwe besoek. Inteendeel, daar's 'n plek wat ek nog nooit in my lewe gegaan het nie, maar ek hoor jy kan dit baie maklik bereik. The dark web. En daar kan jy die mees verskriklikste goed sien. Onder andere hoe kinders vermoor word. Dis 'n lewens vertoning, 'n live show. En nog baie ander erger goed. En soos daar hoeveelheid mense wat hierdie goed, wat hulle is totaal verslaaf, vasgeval in dit. En dit is 'n teebeeld van Mattheël, wat ook sê dat Vader hulle selfs daarvandaan kan verlos. En ek lees gereeld van satanisme of sataniste wat verlos geword het vanuit hulle satanistiese bedrywigheid binne in die Satanskerk. En dit is verskriklik wat daai mense getuig. En hulle sit nie op hulle lauwere elke dag nie. Hulle is aktief besig
Hulle gaan na kerke toe, hulle gaan binne in kerke, hulle roep demone in daai kerke. Hulle breek daai kerke in die gees af. Hulle is regtig baie flikse werkers vir hulle pa, wat Satan is. Terwyl die Christen maar eintlik meeste van hulle lou op die kerkbanke sit, nie aktief besig is met naaste liefde werk nie, en daardeur word hulle 'n maklike prooi, en dan kom hierdie rowersgeeste en oorval hulle. Rowers van die menslike siel, en dan maak hulle party van hulle net so sleg. Maar Satan is heeltemal gelukkig, jy hoef nie koud te word nie, jy hoef net lou te wees, dan is hy happy, want Yeshua sê, ek kan jou nie gebruik as jy lou is nie. So, dat ons maar aktief raak, en in Yeshua se wingerd maar werk, dit is nie so moeilik nie, dit is eintlik lekker werk, want almal van ons word hier op hierdie plaas versorg. Is dalk nou nie 5 ster nie, maar is ten minste 1 of 2 ster. En ons hoef nie honger te wees nie, ons hoef nie vuil te wees nie. Ek sit en dink aan daai mense daar in daai oorloggetuisterde gebiede. Dink dat jy elke nag in 'n skuiling moet gaan wegkry, waar menslike onlasting en goed lê. Niemand maak dit skoon nie. Lyke lê daar wat nie weggevat word nie, want 'n Jood is 'n slegte ding. En hulle is nou in daai toestand. Daar's nie water meer nie, nie in een van daai kante nie, want water kom van wat hulle noem ontsoutings dinge wat hulle daar het, plants wat hulle dan het. Desalination. Desalination is die Engelse woord. Ontsoutings, wat is 'n plant in Afrikaans? Aanleg, ontsoutingsaanlegte. So hulle het nie water nie. Hulle moet bottels water drink, wat sekerlik ingevoer word. Maar jy kan nie was nie. So ons is regtig, elke dag sê ek vir Vader, dankie, dankie vir hierdie plek. Dankie vir die sagte reëns wat hy vir ons gee. En die sagte reëns stem ooreen met hierdie pragtige, sagte woorde, wat ons nou hier kry. Alhoewel Yeshua vanmôre nie gepraat het nie, is hy by en sal hy niks leuns deurlaat nie. Maar hy laat hierdie mense praat, sodat ons ook onsself daarmee kan identifiseer. Baie dankie, ons gaan môre verder.